Goeiedag en baie hartlik welkom hier by die Strooida Kerk in die Parel, waar ons diens vandag uitgesaai word. Julle is almal hartlik welkom. Ons groet mekaar in die naam van die Here. Ons gaan eers, voordat ons iets verder lees of doen, luister na 'n baie wonderlike psalm. Een van die mooiste psalms, Psalm 116, en so kosbaar, omdat dit een van die psalms is waarvan ons weet dat Jesus het die psalm geken en hy het die psalm gesing. Die laaste aand, net voordat hy na Getsemane toe gegaan het, net na hulle die laaste maaltyd gehad het, staan daar dat hy en sy vriende het, dit staan so in die Nuwe Testament, die lofsang gesing. En daardie lofsang, weet ons, was in Hebreëus is dit genoem die Halleel. En dit is 'n paar psalms. En een van daai psalms is Psalm 116. Het raak my altyd diep as ek daaraan dink dat 'n rukkie voor hy gevange geneem is, hy gesing het, God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. Ons gaan nou luister hoe 'n Hollandse gemeente dit sing, of 'n Hollandse groep in 'n groot kerk in Utrecht. Hulle sing dit in Hollands, maar ek dink u sal dit maklik kan volg, want die teks verskyn op die skerm. Kom ons luister daarna. Kom ons bid nou eers saam. Here, ons wil saam met hierdie psalm sê, al sê ons dit maar baie skugter, dat ons God liefhet. Ons het 'n hinkering, 'n verlange na U, 'n verlange wat ons nooit loslaat nie. U is vir ons 'n geheim, en tog glo ons dat U intens naby ons is, dat U verborge aanwesig deel aan ons bestaan.
Hoor ons as ons die nood van die wêreld en die nood van miljoene mense noem en na raad en troos soek. Help ons om te weet, ons is nie maar net aan onsself oorgelaat nie. Ons kan u liefde vertrou. Amen. Vriende, ons gaan lees uit een van die kleinste, kortste boekies in die Bybel. Dit is in die Eerste Testament, die Hebreëse Bybel, die boekie Habakuk. En die woord Habakuk het 'n besondere betekenis. Die naam Habakuk beteken omhelsing en omhelsde. So dit kan al twee dinge beteken. En Habakuk het sy boekie geskryf in 'n tyd toe die volk geweldig baie gelei het onder die groot mag en onder die wreedheid van Babylon. En al is hierdie boekie so klein, net so 3,5 bladsytjies, dan het dit Paulus hart in die Nuwe Testament so geraak, dat toe hy geskryf het aan die Romeine oor geloof, toe het hy teruggegaan na die boek Habakuk toe, om daaruit aan te haal. Habakuk is eintlik 'n gedig, en ek begin lees by hoofstuk 1, en ons gaan uit elke hoofstuk net enkele verse lees. Vers 1 begin met hierdie vraag, hoofstuk 1, vers 2, hoe lank moet ek om hulp roep voor u hoor, Here? Hoe lank moet ek kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u maar net toe, as daar soveel ellende is? Dan in hoofstuk 2, nadat hy die vraag gevra het, sê hy, nou wil ek op 'n uitkyktoring gaan staan. Ek wil wag om te hoor wat die Here sê. Wat antwoord hy hierop? Die Here het toe gesê, ek moet neerskryf, sodat verbygangers dit sommer kan lees. Maar jy moet geduldig bly wag. En nou gaan ons na hoofstuk 3 toe. En daarbo staan 'n gebed van die profeet Habakuk op die wysie van 'n klaaglied. Here, ek het gehoor wat van u vertel is. Ek is vervul met ontzag oor wat u gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade tog ook in ons tyd ervaar word. En dan sluit sy brief met die baie beroemde woorde, dis eintlik 'n klein psalm wat hy skryf, ons ken dit goed, jy hoef dit amper nie te verklaar nie, jy kan maar net daarna luister, maar ons gaan 'n rukkie daaroor nadink. Kom ons luister na hierdie klein psalm waarmee hy sy boek eindig. Hy skryf, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, en al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe wees nie, en die beeskrale sonder beeste, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Toe ek nog baie klein was, het ek 'n liedjie geleer wat uit die Halleluja boek kom, wat my ouers graag gesing het as ons soms so aan die ry is. 'n Halleluja lied wat sê, tel jou seëninge, tel een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Mens kry dit ook in die psalms. Psalm 103 sê byvoorbeeld, loof die Here, hy moenie een van sy weldade vergeet nie. Onthou die Here se weldade. Tel dit, noem dit, deel dit met ander. Maar nou kom Habakuk, en dis ook 'n psalm, en hy tel nie seëninge nie. Hy tel terugslag, een vir een, terugslag in die wêreld, dit tel hy. Hierdie hele boek is eintlik 'n kreet, is eintlik 'n klag. Hy kla oor onreg, hy kla oor korrupsie, hy kla oor die verdriet wat
wat jou gryp aan jou keel. En hy het vrae wat hy aan God vra en herhaal. Waarom dit, hoe lank nog dit, hoe lank nog dat. En dan gaan staan hy uiteindelik op 'n wagpos, op 'n uitkyktoring. En hy sê, ek wil weet wat gaan gebeur. En die visioen wat hy dan het, is dat hy te wete kom, dat daar vir hom as het ware gesê word, die boosheid gaan nie die laaste sê hê in hierdie wêreld nie. Die wreedheid en die geweld, dit gaan nie die laaste praat nie. Die reg gaan uiteindelik seëvier. En hy sê vir Habakuk, skryf dit neer waar almal dit sommer kan lees. En waar Habakuk sê dan, ek gaan geduldig staan en wag om dit te sien gebeur. En dan is daar verrassing. Terwyl hy so wag, begin hy sing. En ons het nou gelees, hy sing die lied wat hy sing op die wysie van 'n klaaglied. Nou in Hebreëus is 'n wysie of 'n metrum so dat jy dadelik kan sien, dis 'n vrolike lied of dis 'n hartseer lied, dis 'n klaaglied. Nou hier sing hy 'n lied wat jy kan dadelik hoor aan die melodie of aan die metrum. Dit is 'n klaaglied. Maar die woorde is 'n woorde vol hoop. Dis die woorde van 'n danklied. En dan sien jy in hierdie lied 'n beweging. Dit begin met die woorde, al sou dit gebeur en al sou dat gebeur. En hy herhaal dit oor en oor. Dan loop dit uit na nogtans sal dit weer gebeur. En hy noem 'n klomp dinge wat kan skeefloop. Hy sê al loop hierdie dinge skeef en al kom daar teleurstellings, dan nogtans sal dit of dat gebeur. Nou die dinge wat hy noem, wat kan skeefloop, is die simbole van voorspoed van sy tyd. Die simbole van 'n goeie lewe. Dis dinge wat vandag nog vir die mense in Israel en in die hele Palestina baie belangrik is. En hy gebruik hierdie verskillende goed wat hy noem eintlik maar net as voorbeelde van dinge wat jou kan teleurstel. En ons kyk net gou na die paar dinge wat hy noem. Hy sê al sou die vyeboom nie bot nie. 'n Vyeboom was in daardie land baie belangrik. En vye is geliefde vrugte wat mense na uitgesien het. In die Bybel word die vyeboom en die vye en die vroeë vye selfs gebruik as 'n simbool vir die lente. In Hooglied staan daar, die bloeisels word gesien in die land, die voorvye kom uit, dit het tyd geword om te sing. Maar hier sê hy, die vye oes is nie daar nie, dit bot nie eers nie, die botsels ontbreek, ons is teleurgesteld met die vye en die vyeboom. En dan gaan hy na 'n tweede een toe. Hy sê, al sou daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. In Israel is druiwe vandag nog baie belangrik, so belangrik dat in hulle toeristebedryf daar gewoonlik so 'n tros druiwe ergens op een van hulle toeristeblaadjies gewys word. En jy sien elke keer in een of ander vorm dat druiwe daar aangebied word as 'n embleem van die land. En dit is in oorvloed. Nou vandag het hulle natuurlik nie net uitgevoerde druiwe of uitvoerdruiwe nie, hulle het ook lekker wyn wat hulle maak van die druiwe. Ek het so 'n paar jaar gelede 'n vreemde ondervinding gehad. Ons is na 'n wynplaas in Israel en ons proe aan die wyn en ek sê maar dit is heerlike wyn, dit is lekker wyn. Ek kan nie glo dat hier sulke lekker wyn gemaak word nie. En toe ontmoet ek die wynmaker. En toe het ek 'n bietjie geglimlag, want die wynmaker is 'n Suid-Afrikaner, hy kom net sommer hier uit Wellington uit. En toe begryp ek hoekom is Israel se wyn so lekker. Maar hier staan in hierdie gedeelte wat ons lees, daar is nie eers 'n enkele trossie druiwe. Daar is geen druiwe nie, die hele oes het misluk. En dan gaan hy nog verder en hy praat nou nie net meer oor die druiwe nie, hy praat nou oor die olywe. En al sou die olyfoes misluk,
Die olyfbome en die olywe was geweldig belangrik. Ek sou sê die olyfboom is die belangrikste boom in Palestina. Dit groei oral. Die grond is ryk aan kalk en dit werk goed vir 'n olyfboom. En behalwe die olyfplantasies is die olywe wat jy daar kry om te eet van die mooistes in die hele wêreld. En olyfperse is daar nog altyd. Die pars van olywe is 'n eeueoue kuns wat daar beoefen word. En Jesus het dit gesien en hy was in 'n sin naby daaraan. Hy het gereeld na die olyfberg toe gegaan en hy het gereeld gekuier daar tussen die olyfbome. En die tuin van Getsemane daar op die olyfberg beteken letterlik, Getsemane beteken 'n olyfpers. Dis waar die olywe gepars is. So hy het dit goed geken. En hy het geweet hoe belangrik is die olywe. Maar hier sê hierdie profeet, sê nou, die hele olyfoes misluk. Daar's nie olyfolie nie. Daar's geen olywe nie. En dan gaan hy aan, hy hou aan, hy sê, en al sou daar op die lande geen oes wees nie. Die Bybel sê ergens in Psalms, die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Nou hier sê hy, die mense het met trane gesaai, maar daar's niks om te maai nie. Een van die beroemdste skilderye van Van Gogh is die saaier, waar uitgebeeld word hoe 'n mens loop en saai en met moed in jou hart. Maar hier in hierdie gedeelte sê nou, daar is gesaai, maar daar is niks om te maai nie. En dan gaan hy nog iets verder, hy kan nie ophou nie, hy sê, en al sou dan nog iets gebeur, sê nou daar is ook geen kleinvee in die kraal nie. Die kleinvee was vir hulle so belangrik, dat 'n herder sou sy lewe gee, of laat ek dit andersom sê, hy sou 'n skapie uit sy kleinvee, sou hy beskerm met sy lewe. So belangrik was dit. As daar 100 skape weg is, sê Jesus, dan soek die herder, of as daar een weg is van die 100, dan soek die herder daardie een enkele skapie. Hier is daar nou nie eers een wat kan wegraak nie. Die kleinvee is nie meer in die kraal nie. En dan kom hy by die laaste een wat hy noem. Hy sê nou, ons gaan na die beeskrale toe, ons was nou by die kleinvee, en ons sien die beeskrale is ook sonder beeste. Ek dink hy kom agter dat hy nou min of meer 'n katastrofe hier beskryf. Alles wat kon verkeerd gaan, het verkeerd gegaan. En hierdie is nie net simbole van welvaart en van lewensgehalte vir hulle gewees nie. Dit is goed wat hulle brood nodig gehad het. Ons raak senuweeagtig as een van ons simbole verdwyn. As ons 'n bietjie ongerief het, as ons 'n bietjie ongemak moet verduur, omdat een van ons geliefkoeste simbole van voorspoed nie beskikbaar is nie. Maar hier loop alles skeef. Alles waarop hulle gewag het, alles waarop hulle gereken het, alles wat hulle gedroom het, dis verby daarmee. Nou dit ken ons ook. Ons kan ander voorbeelde noem as wat hulle nou hier genoem het. Maar ons ken ook teleurstelling. Ons weet ook van 'n droom wat jy het, wat dalk nie waar word nie. Ons weet van onverwagte pyn wat kom in jou lewe. Elke dag is daar duisende mense wat iets hiervan belewe. Die lewe kan jou seermaak. Die lewe kan vir jou iets laat verloor, of iemand, sodat jy voel, ek ervaar 'n onherstelbare verlies. So ons kan ook iets van hierdie dinge sê, wat Habakuk sê. En Habakuk weet daarvan. Hy weet, en dit word hier gesuggereer, dat God se kinders word nie die leed in die lewe gespaar nie. Daar is natuurlik godsdienste wat sê, as jy God se kind is, behoort jy nie leed te hê nie. Wat vir jou sê dat jy voortdurend voorspoed moet belewe. Jy moet dit as dit ware eis, name it en claim it. Maar ek dink dit is oneerlik. Ek dink dit is nie opreg nie. Ek dink dit is 'n valse idee.
God se mense kan verliese ly. God se mense kan seer kry. God se mense kan deur diep water gaan. Maar dis nou juis op hierdie punt wat die lied nie ophou nie. Nadat hy al die moontlikhede geskep het van die verliese en die nood en die wanhoop, sê hy, maar nogtans, ten spyte van dit alles, sal ek sing, sal ek jubel voor die Here. Maak dit sin? Is baie vreemd om dit te sê. Dit is 'n soort geloofslied, maar geloof laat 'n mens anders kyk. Jy sien op 'n vreemde manier. Die teoloog Jaap de Rand het 'n boek geskryf met die titel Verwondering. En hy het 'n subtitel gemaak wat sê geloofsrus in 'n tyd van twyfel. Die nogtans van geloof, al het dit en dit gebeur, al twyfel ek, dan kan ek nog tot rus te kom. Dit is die nood van die oomblik van geloof. Ons vertrou nie altyd hierdie idee van nogtans nie. Dit klink baie keer 'n bietjie te maklik. Dit klink amper onmenslik. Dit klink asof ons nie die implikasies van lyding begryp nie. Hoe kan iemand verwag dat ek moet jubel, dat ek moet sing, as alles in my breek? As ek wil huil, as ek wil skreeu, as ek wil vloek, hoe kan ek dan jubel en hoe kan ek dan sing? Dit klink 'n bietjie vals, kan jy sê, in 'n wêreld waar daar soveel geweld is en soveel verraad. En tog is hierdie woorde nie goedkoop nie. Hierdie woorde is nie vals nie. Hierdie woorde is eg, dis autentiek. Dit ignoreer nie die erns van die situasie nie. Dit kom nie en sê vir jou, jy moet maar net 'n paar of positive thinking hê nie. Of whistle a happy tune nie. Hier is meer as een uitroep van vertwyfeling. Hoe lank moet ek nog roep en u hoor nie? Daar is geweld en u antwoord nie. Daar is onreg en u neem dit nie weg nie. Vriende, Habakuk leer ons nie 'n maklike liedjie nie. Hy leer ons 'n lewensgeheim. Hy leer ons, God is nie net 'n ander woord vir omstandighede nie. Jy kan aan God bly vashou, selfs al draai al die omstandighede teen jou. Ek dink ek sê dit verkeerd. Ek moenie sê jy kan aan God bly vashou nie. Ek moet liewer sê, jy kan ontdek dat God jou bly vashou. Want dit is wat Habakuk se naam beteken. Hy is die omhelsde. Jy word deur God omhels. Jy word deur God vasgehou. Dit is wat hier staan. Al gebeur wat dan ook al. Paulus het hieroor geskryf. En hy het gesê, niks wat gebeur kan my losmaak van God se liefde nie. En hy het 'n hele lysie gemaak. Hy het gesê, nie hoogte nie, en nie diepte nie, nie die dood nie, nie die lewe nie, nie die hede nie, niks in die hede nie, en niks in die toekoms nie, nie kragte nie, nie magte nie, niks in die kosmos kan ons skei van die liefde van God in Jesus Christus nie. Daar's 'n jong digter wat 'n gedig gemaak het oor Jesus, oor Getsemane en oor lyding. En toe het hy hierdie patroon gebruik van Habakuk, wat begin met al sou dit gebeur, nogtans. Ek wil graag daarmee afsluit. Al sou my familie weghardloop, al sou die son ophou skyn, al sou my beste vriend my in die rug steek, al sou 'n ander my verraai, al sou mense my kruisig, en my eie mense op my spoeg en my skel, al sou my Vader my verlaat, sal ek nogtans u beker drink, my gees aan u toevertrou, my Here en my God. Iets van hierdie woorde kan in ons lewens gereflekteer word, kan teruggevind word
as ons ook ontdek dat al het wat ook al gebeur, al het dit klaar gebeur of al kan dit gebeur, ek word deur God omhels en hy hou my vas. Amen. Ons gaan nog een lied luister, en dit is 'n beruiming van Habakuk se Psalm. Dit is lied 516 en ons luister graag daarna, en dan sal ons net afsluit na die lied. Also dan ook die vrye boom die bot nie, also die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waaruit stierenbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Also dan ook die vrye boom die bot nie, also die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waaruit stierenbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Vriende, al sou ook wat gebeur, al het ook wat gebeur, word ons omhels, ons word toegevou in liefde. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou. Amen.